Goeiedag geliefdes, het is my heerlik om u weer te verwelkom. Ons is tans besig met Psalm 119. Ons staan vandag stil daar by die 108ste vers. Maar ek gaan vir u lees vanaf 105. Om net weer vir u te herinner aan wat ons vir mekaar gesê het. Elkeen van hierdie verse het 'n geweldige inhoud as 'n mens bietjie tyd daaraan spandeer om dit te oordink. En ek sê weer eens vir u dat die praat wat ek met u het, of die spreek wat ek na u toe bring, is bloot dit wat ek van die Here in my eie persoonlike lewe ervaar wanneer ek die woord lees en 'n oomblik daaroor nadink. En dan deel ek dit met u wat in my hart is, soos die Here met my gepraat het. Want ek kan nie die woord van die Here na u toe bring voordat ek dit nie eers in my eie hart ervaar het nie. So luister saam met my van 105 af. Ek het u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk. Here, maak my lewend na u woord. Wat 'n geweldige woord. En dan 108. Laat tog die vrywillige offerhandes van my mond u behaag, o Here, en leer my u insettinge. Aangrypende woord wat vir my net 'n oomblik laat stil staan het, om dan net weer my lewe in oënskou te neem en eerlik voor God te staan. As die psalmis kom sê, laat tog die vrywillige offers van my mond u behaag. Laat my dank en my aanbidding u behaag. En as 'n mens praat van u behaag, dan praat jy natuurlik van die allerhoogste God. Mag my dank, my offers, my lofoffers, my vrywillige offers vir u, o Here, almagtige God, welbehaaglik wees. Geliefde, dit is geweldige woorde. As ek bid, is my gebed opreg en kom my gebed uit die diepte van my hart as ek in gebed gaan. Of het ons moontlik al in rympies verval wat ek vir die Here sê, wat ek aframmel en waarin my hart nie werklik betrokke is nie. 'n Mens kan veral dink aan die gewoonte van jou dankgebed by die ete. Is dit 'n rympie wat ek elke keer aframmel, of is elke keer as ek die bord kos aanskou wat voor my is, dat ek dankbaar teenoor die Here is en my lof en my eer werklik uit my hart vir hom bring vir dit wat ek bid. Met ander woorde, is my gebed gefokus? Is my gebed doelgerig? Is my gebed nederig, pleitend, afhanklik van God? Dan sal ons miskien minder met dwalende gedagtes te maak hê wanneer ons bid. Dat ek vergeet dat ek met die almagtige God praat en nie doelgerig vir hom dinge sê nie, maar ek vind uit terwyl ek woorde uiter, is my hart nie daar nie en my gedagtes nie daar nie, maar dit dwaal oral rond. Om nie te bid soos die Fariseërs met 'n menigte van woorde en indrukwekkende woorde om te sê om deur mense gehoor te word, en dan dink dat ek God kan beïndruk met die oorredende woorde en baie woorde wat ek sê nie. Maar dat ek eerder doelgerig, gefokus sal bid. 'n Mens kan ook praat, as jy praat oor die vrywillige offers, dan kan 'n mens dink aan jou sing, liedere wat jy sing.
Wanneer ek sing, is my hart daarin. Of is dit 'n lied wat ek ken, en ek sing hom saam, omdat ek die woorde ken en die wysie ken, maar daar is geen hart en hartsgesprek tussen ek en God plaas wanneer ek sing nie. Geliefdes, wat is sang in 'n erediens? Dit is praat met God. Dit is offers bring aan God. Dit is aanbidding van die Allerhoogste God. Dit is om nederig voor God te buig. Dankie, Here. Asseblief, Here. Help, Here. Here, aanvaar die lof van my hart, en my hele hart is in hierdie sang wat ek bid. Dan sal ons miskien minder los liedere sing, sal ons miskien minder in die kerk rondspring, en sal ons miskien net weer ervaar wat in herlewingstye gebeur het, toe daar nie eers musiekinstrumente betrokke was nie, maar mense sonder musiekinstrumente gesing het, maar God het naby gekom. God is hier. Die heilige oomblikke wat ek ervaar wanneer God naby kom. U het dit tog seker al ervaar, dat u net weet die Here het nou naby my gekom in my stilte tyd. Dis 'n heilige oomblik. Of wat jy sing, en jy weet net, ek moet stil bly, en ek luister na ander mense wat sing, want God het naby gekom. Ag, ek dink aan mense wat ek beleef het, en ek dink aan die tyd toe ek daar by Glenwar was, en die Here vir ons op 'n ongelooflike wyse ontmoet het, daardie laaste 6 maande. Die laaste 6 maande wat ek op Glenwar spandeer het, was daar nie 'n oomblik, dag en nag, wat jy nie iemand gehoor bid het, of studente gehoor het saam sing nie. Ek onthou hoe mense gesit het terwyl hulle sing, dat die trane oor hulle wange rol, om net te weet, God is hier. Heilige oomblikke. Mag ons dit weer in die kerk ervaar. Mag ek dit weer ervaar, dat die woorde van my mond, die vrywillige offers wat ek aan God bring, diep uit my hart sal wees, en God welgevallig sal wees. Geliefdes, selfs wanneer ek sonde bely, is dit werklik net uit 'n skuldige gewete, of is dit 'n hart wat tot God roep om genade? Ag, ek dink aan Psalm 51, Dawid se boetepsalm, nadat hy sonde gepleeg het met Batseba. Ek lees vir 'n paar sinsnedes. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, en delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees, as u spreek, rein as u gereg hou. Kyk, u het 'n welgevalle en waarheid in die binneste. Here, ontsondig my met hyssop, was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Oor hierdie woorde, verberg u aangesig vir my sonde, en delg my oortredinge uit, skep vir my 'n rein hart, o God, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees, verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u heilige gees nie van my weg nie. Wat 'n woord! En dan daardie woord, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u, o God, nie verag nie. Stukkend, eerlik, opreg, afhanklik. As u gerig hou, sal u reg wees, Here.
want ek het gesondig, ek verdien eintlik om van die aangesig weggewerp te word, maar o Here, moet asseblief nie u aangesig vir my toemaak nie, moet asseblief nie die Heilige Gees van my wegvat nie, ek is skuldig. Is dit soos ek sonde bely? Moontlik as ek op hierdie wyse sonde bely en seer en gebrokenheid in my hart ervaar, sal ek versigtig wees om dit nie weer te doen nie, maar moontlik sondig ons so maklik, omdat ons belydenis so goedkoop is. Ek dink aan 'n geleentheid waar ek by sekere mense gebly het as president van ons kerk en hulle het my gevra om by hulle kerk te preek. Gedurende daardie diens is daar op die emosie van mense gespeel en het hande in die lug geswaai en hulle het rondgedraai en hulle het gedans. En ek het op die verhoog gestaan en maar gekyk. Die twee mense met wie ek saam gery het, is by die huis weg en het soos kat en hond met mekaar beklei, tot hulle uit die kar geklim het by die kerk, mekaar sleg gesê en teenoor mekaar geskreeu en te kere gegaan. Terwyl ek in die diens is, kyk ek vir hulle. Dis hande wat in die lug swaai en dis jippies wat heen en weer swaai en dit lyk asof hulle gaan opvaar hemel toe. Toe ons uit die kerk uitkom en in die kar klim, die oomblik toe die kar se deur toe gaan, toe begin hulle weer op mekaar skree en beklei en mekaar sleg sê. Ek het vir myself gevra, wat het daar in die kerk gebeur? Het julle God ontmoet? Of was julle met emosie meegesleer, maar julle harte het onveranderd gebly? Wat as dit wat in die kerk gebeur het, wat ek gesien het, waaragtig 'n ontmoeting met God was, sou julle mekaar nou om die hals geval het om te sê, ekskuus my man, ekskuus my vrou. Hoe leeg het die aanbidding nie geword nie. Daardie offers, daardie hande opsteek en ronddans in die kerk, het vir God niks beteken nie, want hulle harte was onaangeraak. Ag, kan ek u neem na Jesaja 1? Kan ek u neem na hoe God voel oor sy volk wat hom aanbid? Hoor wat sê hy vir hulle daar by die 10de vers. Hoor die woord van die Here, owerstes van Sion. Luister na die wet van onze God, volk van Gomorra. Ek gaan net daar die eerste lees, dan gaan ek vir u sê, wat het ek aan die menigte van jou slagoffers, sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere en kalwers nie. Hoor wat sê die Here vir hulle. Ek is sat van julle offers. Ek het geen behaag daarin nie. Skynheilige offergawes is dit. My siel haat dit. Dis 'n oorlas vir my. Ek is moeg om na julle te luister. Ek is moeg om na julle te hoor. Wat 'n toestand van die volk, maar hulle reken dat hulle God aanbid. En die Here moet sê, luister, hoe dink ek oor julle gebede, hoe dink ek oor julle offers? Ek is moeg daarvan om dit te dra. Ek het geen waarde aan dit wat julle sê nie. Julle gebede maak ek my oë voortoe, ek luister nie. Julle gebede gaan by my verby. Ek het geen behaag daarin nie. Hoekom nie? Omdat hulle in sonde lewe. Dan sê hy daar by die 16de vers, was julle, reinig nie julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die weduwees, verdedig die saak van die weduwees, kom en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dat sal word soos wol. Kom en laat ons eers die saak met mekaar uitmaak. Maak eers jou lewe reg,
voor jou offers vir God welbehaaglik sal wees. U ken mos Matteus 18. As jy weet dat daar iets tussen jy en 'n broer is, waar jy skuldig is, waar jy jou broer te nagekom het, los jou offer by die altaar, God sal dit nie aanneem nie. Gaan maak eers reg met jou broer, dan bring jy jou offers. Met ander woorde, kom ons sê vir mekaar vanmôre, is daar dinge in jou lewe wat jy van weet wat God nie behaag nie, dan sal jou offers vir God nie aanvaarbaar wees nie. Dan sal die offers van jou ook miskien vir hom 'n oorlas wees. Dat hy sê, ek luister na julle gebede nie, julle hef hande op, ek het my aangesig vir julle weggedraai. Kan u hoor wat die psalmis sê? Here, asseblief, laat die offergawes van my mond, dit wat ek sê, dit wat ek aangaande u sê, dit wat ek vir u sê, o God, dat dit u welbehaaglik sal wees. Dat daar nie skyn sal wees nie. O, dat ek voor mense sal wandel soos God my ken. Dat ek agter die rug van mense sal wees soos hulle my sien voor hulle. Daar is geen agterbaksheid nie. Geliefdes, hoe lyk die kerk van die Here? Hoe leeg het God se kerk geword? Ja, hoe leeg het die kindertjies van die Here se lewe geword? As God vir sy volk hierdie woorde moet sê. As ek dink aan die kerk, dan vra ek baie keer, Here, is ons eredienste nog tot God se welbehaag? Doen ons nog dit wat God van ons verwag? Is ons nog besig met die essensie van die evangelie? Kom ek vra vir u, wanneer laas het u 'n boodskap gehoor oor wedergeboorte? Waaroor die Here Jesus gesê het, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God in der ewigheid nie sien nie. Wanneer laas het jy 'n boodskap gehoor waarin daar vir mense gesê is, jy is verlore, op pad na ewige verlorenheid, sonder God, sonder hoop, as jy jou nie bekeer nie. Wanneer die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword, en het die dood tot ons almal deurgedring, want ons het almal gesondig, en die loon van die sonde is die dood, skeiding van God, die hel. Wanneer laas het u 'n woord gehoor oor 'n heilige, toegewyde lewe aan God, wat die Bybel sê, waarsonder niemand God sal sien nie? Wanneer laas het u mense gesien uitkom na 'n diens, gebroke, omdat die woord van God hulle harte gebreek het? Geliefdes, dit is dinge wat uit die kerk verdwyn het, en ons het oppervlakkig geraak, selfs in ons aanbidding, in die heiligste plek van God, die kerk. Die woord word nie meer in waarheid verkondig nie, maar eerder word daar 'n Galasiërs 1 vers 10 aan ons mense voorgehou. Hoor wat sê Paulus by Galasiërs. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom deur wie julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander evangelie is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek weer, as iemand julle evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle van ons ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. En hoor, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Wat gaan in die kerk aan? Wil ek mense bemoedig en ondersteun en hulle self troos in hulle verkeerde lewe? Of is my intensie om mense by Christus te bring en mense te sien as verlore mense wat
wedergeboorte nodig het, wat God nodig het, wat hulle heilige wandeling met God moet lewe. Die kerk het self al kompromie met sonde gemaak, wat God in sy woord belet. Here, laat die woorde wat ek na u toe bring, die vrywillige offers van my mond, laat dit God welbehaaglik wees, as ek bid, as ek sing, as ek preek, as ek getuig, dat dit God sal behaag. Hoor wat sê Paulus daar aan die Tessalonisense, in 1 Tessalonisense 2 vers 4. Maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie in ons toevertrou sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat die harte beproef. Want ons het, soos julle weet, nooit met vleitaal opgehou, of met bedekte hebsug nie. God is ons getuie. Here, help my om altyd as ek praat God te behaag. Ag geliefde, ek het daar in Kenton Park gemeente in die konsistorie agter 'n swart bord gehad waarop ek geskrywe het. Here, as dit die laaste boodskap is wat ek ooit op aarde sal bring, dat ek voor God onberispelik hierna sal staan, wetende ek het gesê wat God van my verwag het. Dat dit een my uitgang in die lewe sal wees, in alles wat ons doen, om God te behaag. Weet jy, ek dink so in Johannes 12 vers 43, waar 'n blinde man genees is, en hulle kom vra sy ouers om te vertel hoe sy gered, en sy ouers is bang om die naam van Jesus te noem, en sê vers 43, hulle het geswyg, omdat hulle bang was dat hulle dalk uit die sinagoge geban sal word, sal eerder die werk van God klein maak, maar sal nie saam met my seun blydskap hê in die Here, en juig in wat Jesus gedoen het nie, want ek is so bang dat ek sal aanstoot gee, en mense my die kerk sal ban, want daar is reeds gesê, as iemand die naam van Jesus Christus durf noem, sal hy die sinagoge uitgewerp word. Skaam ek my vir sy evangelie? Skaam ek my om te praat? Of is daar vrywillige offers wat net oor my lippe vloei, soos wat Petrus gesê het toe hy uitgedaag is dat hulle in die tronk gegooi kan word? Dis onmoontlik. Handelinge 4, dis onmoontlik om nie te getuig nie. Handelinge 5, moet ons nie die eer van God stel bo julle nie? Moet ons nie God meer eer gee as aan julle, aan mens, wat vir onsself moet stil bly nie? Here, dat my mond vrywillige offer sal bring, wat God welbehaaglik sal wees. Ag, ek dink aan die woord van die Here. As die psalmis dit sê, Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart u welbehaaglik wees. Geweldige woord, waaroor ek nie eens vanmôre praat nie. Net dit wat ek dink, God sal behaag. Dit wat ek in my hart vir iemand sê, God sal behaag. Dat my totale lewe, God sal behaag. Maar help my, Here, dat die vrywillige offers, is my so mooi woord, dit wat sommer net uit my hart uitvloei, want die Bybel sê mos, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek kan dit nie inhou nie. Daar is iets wat God vir my gedoen het, en my hart juig, en ek aanbid die allerhoogste God. Die apostel Paulus het iets gesê, wat aangrypend is. Here, ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar, dat ek God sal behaag. O geliefde, geliefdes, is dit te veel gevra, as Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. En dan die ander kant, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Word verander deur die vernuwing van jou denke, sodat jy kan beproef
wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Here, laat asseblief die vrywillige offers van my hart, van my mond, wat oor my mond gaan, God welbehaaglik wees. Offers aan die lewende God. Kom ek lees vir die Petrus, en dan gaan ek begin klaarmaak. 1 Petrus, die 1ste hoofstuk, en wel daar by die, ek weet die Bybelkeer wat hier afval geliefdes, en daar by die 5de tot die 9de vers. 1 Petrus 1, verse, 1 Petrus 2, ekskuus geliefdes. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog, en geveinsdheid, en afguns, en alle kwaadpratery, en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Kom na hom toe, die lewende steen, wat jy die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, wat geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Hoor wat sê hy? Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle geroep het uit die duisternis tot sy lig. Vroeger was julle geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Toe is daar aan julle geen barmhartigheid bewys nie, maar nou is daar aan julle barmhartigheid bewys. Ag, mag ek vir u vra, sal u tot God kom, en sal u soos die psalme sê, Here, o Here, allerhoogste God, laat die vrywillige offers van my mond u asseblief behaag, dat God tevrede wees met wat oor my lippe gaan. En dan sy bede tot die almagtige God, leer my die insettinge, leer my hoe ek moet leef, leer my wat is opregtheid, leer my wat dit is om God te behaag, leer my wat dit is om te aanbid, leer my, Here, wat dit beteken om God te dien, leer my, ek wil meer weet, openbaar aan my, dat ek nader en nader en nader aan u sal kom, soos Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Geliefdes, wanneer ek en jy bid, moet ons soos die psalmis sê, ag, soos die disipeltjies sê, leer my bid. En dan leer hy die Onse Vader. Nie iets wat jy afjaag nie. Gaan kyk 'n bietjie weer na die Onse Vader, en nou kyk jy na elke woord. Onse Vader. Wat 'n genade, dat ons kinders van God kan wees. Wat in die hemele is, u verhewenheid. Laat u naam geheilig word. Hier, Here. Laat u wil geskied. Hier, Here. Laat u koninkryk kom. Hier, Here. Dan vat jy Psalm 23, elke sinsnede daarvan, en jy bid dit. Dit is 'n ongelooflike gebed. As jy dit uit jou hart vir God sal sê, en jou lewe daaraan sal oopstel, Here, verander my, dat my offers, my vrywillige offers, my aanbidding van u, God sal behaag. O, mag ek en jy God welbehaaglik lewe, en mag ons hoor mooi so, goeie en getroue dienstig. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons praat verder met mekaar volgende week. Goeiedag vir u geliefde. Ek bid u God se ryke seën toe. Goeiedag vir u.